U kan maar sit, geliefdes. Ek groet u in die oorwinnende naam van ons Here en Saligmaker, Jesus Christus. Hy is die een wat ons lief het en sy lewe vir ons gegee het. U sal oplet vir die afgelope 2 of 3 weke is ons besig in die boek van Daniël. Ek het net vir myself besluit dat ek wil die boek van Daniël lees en wat ek uit die boek gaan leer, gaan ek aan die oordra. En die rede vir dit is om die boek van Daniël beter te kan verstaan. Ons is vanmorgen by die 5de hoofstuk van Daniël. 'n baie belangrike boek. Daniël is immers 'n belangrike profeet wat die Here opgerig het. Ongelukkig is Daniël sy lewe nie so rooskleurig soos ander profete nie. Hy is as balling weggeneem uit Juda en Daniël bevind hom in Babylon. Maar er is iets waardevol omtrent Daniël wat ek aan u wil oordra vanmorgen. As u oplet, die 1ste tot die 5de hoofstuk waar ons nou gaan wees, praat Daniël meer van sy ondervinding in Israel en hy praat van die geskiedenis in Babylon, sy ondervinding in Babylon en ook die geskiedenis van Babylon. Maar vanmorgen praat ons oor die 5de hoofstuk van Daniël. Ek het gewonder, toe die koning hulle bring, hy sê bring vir my jong manne, sodat ek hierdie jong manne kan train, leer hulle ons taal, leer hulle ons gewoontes, leer hulle al ons godsdienstige reëls, sodat hulle kan verstaan oor wat dit gaan. En Daniël en sy 3 vriende, toe hulle in ballingskap kom, het nie dit wat hulle ouers hulle geleer het vergeet nie. Die Bybel sê, train up a child in the way he should go. Wanneer hy groot is, dan sal hy nie vergeet nie. Alhoewel hulle in ballingskap was, is hier een ding omtrent Daniël en sy 3 vriende, wat hulle vas aangehou het. Hulle het geleer, Daniël, kom ek sê, was geleer in sy ouerhuis om te bid. Because toe die probleme kom in ballingskap, toe weet Daniël waartoe om te gaan met sy probleme. Die ander jong manne wat saam met hulle was, behalwe hierdie 3 vriende van hom, het die wêreldse dinge gedoen, Babyloniese gewoontes aangeleer, because jy lees nie meer van hulle nie. Hulle is geleer in die huis, lees die Bybel, bid, because wanneer probleme kom en probleme gaan kom, moet nie dink probleme gaan nie na jou toe kom as 'n jong man of 'n jong meisie. Probleme sal kom, maar wat jy geleer het by die huis, pas dit toe en dit gaan jou help. En hier lees ons nou van Belshazzar. Die eerste hoofstuk sê Belshazzar, koning Belshazzar, het 'n groot maaltyd berei vir sy 1000 maghebbers. En in teenwoordigheid van die 1000 het hy wyn gedrink. By die genot van die wyn het hy Belshazzar bevel gegee om die goue en silwer voorwerpe te bring wat sy vader Nebukadnesar uit die tempel van Jerusalem weggevoer het, sodat die koning en sy maghebbers, sy vroue en sy byvroue daaruit kon drink. Toe het hulle die goue voorwerpe gebring wat uit die tempel en die huis van God in Jerusalem weggevoer was. En die koning en sy maghebbers, sy vroue en sy byvroue het daaruit gedrink. Hulle het wyn gedrink en die gode van goud, die gode van silwer, die gode van koper, die gode van goud, koper, die gode van yster, die gode van hout en die gode van klip geprys. Ek wil dat jy moet aandag skenk aan die gode van goud, terwyl hy drink. Ek weet nie hoe het hulle gedrink nie. Miskien het hy in hierdie goue beker gegooi. Die woord van die Here sê dit nou wel nie. Miskien het hy in die goue voorwerpe gegooi. Dan het hy met die 1000 maghebbers gesê, ons drink op die gode van goud. Dan het hulle glase geklink en dan het hulle gedrink. Dan sê hy weer, ons drink op die gode van koper of silwer. Dan het hulle weer gedrink.
Ons drink op die gode van koper. Dan het hulle weer gedrink. Miskien het hulle so gehad. Maar geliefdes, iets wat vir my deur mekaar maak omtrent hierdie. Die man, die koning, was nie 'n dom persoon nie. Hy was 'n geletterde persoon. Hy was 'n persoon van aansien. Maar luister, hoe doen jy hier dinge omtrent die koning wat ek nie verstaan? Hoe kan jy drank op 'n god van hout? Hy maak 'n god van hout en hy sê nou hierdie is die god van hout. Vir my is dit nie die ergste nie. Die ergste is die god van klip. Gaan haal 'n klip aan buitekant en kom sit die klip hierso en hy sê ons gaan nou drank op die god van klip. Wat kan 'n god van klip doen? Hy het nie ore om te hoor nie. Hy kan jou nie help wanneer jy probleme is nie. Maar die koning uitdaging teenoor die God van Israel is meer om die God van Daniel uit te tar wat hy hierdie dinge doen. Jy sien hy bereid hierdie groot, pragtige partytjie. En dit is nie waarop ek wil praat nie. Ek wil eintlik op die 14de vers praat, maar ons gaan nou by die 14de vers kom. Terwyl hulle so drink en celebrate en sê aan die God van goud, aan die God van silwer, aan die God van koper, toen let hy nie op 'n hand teen die muur begin skryf. Toe die hand die eerste woord skryf, die tweede woord, toen nou te sê, hier's iets wat hy skryf teen die muur. En onmiddellik, geliefdes, toe die party sommer disrupt. Die partytjie is nou oor, because hier is nou iets wat iemand moet kom sê. Ek het al verlede week gesê, hy het so groot geskrik, dat hy wit was soos 'n laken. En hy sê toe vir die maghebbers, hoor jy hierdie manne wat nou in sy parlement is, kry vir my die geleerde mense. En geliefdes, die geleerde mense was in die paleis, hulle was rondom die koning, miskien uit hierdie 1000, want daar geleerde mense wat kon kyk het en sê, hoe koning het ek nog nooit die taal gesien nie. Miskien was daar professors, ek het nooit gelees van die taal nie. Maar terwyl die koning hoor van hierdie mense wat hulle sê, toe word hy nog witter geskrik. En sy vrou kom, sy vrou sê vir hom, waarom lyk jy so verskrik? Ons het iemand hierso. Hy's nie ver nie, hy's net hier in die paleis. Jou pa het hom gebring uit ballingskap uit. Hy's een van die Jode wat uit ballingskap uit gekom het. Hy sal jou hierdie taal uitleg, want hy het jou pa se droom uitgeleg. Die gees van die Here is op hom. Nou my vraag is, geliefdes, as jy die einde van hierdie hoofstuk lees, die Bybel sê die Medes en die Persiese soldate was rondom Babylon. En hulle was gereed om op Babylon aan te val. Hulle is gereed om oorlog te maak. Hoe hou jy 'n partytjie terwyl daar gevaar op jou deurdrempel is? Terwyl die soldate reg staan om besit in jou land te neem, jy reël 'n partytjie in stead van mobiliseer hierdie 1000 manne om teen hierdie Medes en Persies te gaan veg. Jy vind uit jou partytjie. Hoe verstaan jy dit? En terwyl die wyn, die ou mense sê terwyl die wyn trek, ek weet nie, ek was nog nooit dronk, ek het nooit gedrink nie. Toe die wyn begin trek, toe sê hy, bring my die voorwerpe. Hoor jy, ek wil vir julle wys, ek kan drink uit die heilige bekers van die Here, die heilige goue en silwer bekers, ek kan vir julle wys. Maar hy het nie geweet, die gevaar dreig nie net op sy deurdrempel, die gevaar is binne in die saal waar die partytjie is. Toe hy die Here uitdaag, die God van Abraham, Isak en Jakob uitdaag, toe sê die Here vir hom, ek gaan net hier iets skryf. En nou wat het sy pa gesê? Toe hulle sê, ons gaan nie buig oor hierdie beeld nie. Toe sê hy, wie is die God wat jy uit my hand nie kan ruk? Toe wys die Here hom, wie is die God? Iets omtrent
Belshazzar, geliefdes, is 'n man wat geliefdes niks notisie geneem het van sy pa se foute nie. Hy het nie ag geneem nie. En nou wil ek met u praat oor hierdie gedeelte. Die 13de vers, toe sê hulle, toe bring hulle vir Daniel in. Een van die vrouens sê, want hy baie vrouens in by vir ons gehad. Een van hulle sê, gaan haal vir Daniel, hier is 'n man. Toe Daniel inkom, geliefdes, toe sê die koning, vers nummer 14. Ek het van jou gehoor. Nou die Afrikaans verduidelik dit so mooi nie. Die Engels sê, I have heard about you, dan is daar 'n punt. Met ander woorde, jy moet nou rus. Maar die Afrikaans het nie daai punt nie. Ek het van jou gehoor dat die gees van die gode in jou is. En dat verligting en verstand en voortreffelike wysheid in jou gevind word. Wat het jy gehoor? Is verbasend dat hy sê, ek het van jou gehoor. Was hy dan nie daar, toe dan in die droom uitlê met sy pa? Miskien was hy te jong om te verstaan wat hier aangaan. Maar toe hy Daniel inbring, toe sê hy, ek het van jou gehoor. Jy is 'n man wat die gees van God het. Jy is 'n man wat staan vir die waarheid. Jy is 'n man wat dinge sê soos dit is. En dit het my opgeval toe hy hierdie woorde sê. Ek het van jou gehoor. My vraag is altyd, wanneer ek iets so daai lees, daar's altyd 'n storie wat saam met jou loop. Dit maak nie saak wie jy is nie, 'n profeet, 'n gewone mens, 'n besigheidsman, 'n geleerde persoon, 'n arme persoon, 'n ongeletterde persoon. Daar's altyd 'n storie wat jou volg. Mense ken jou, of mense weet van jou, omdat hulle gehoor het van jou. Sommige het jou nog nie gesien nie, dan het hulle al 'n storie gehoor van jou. En hier staan Daniel voor die koning. In fact, die 13de vers vra hy, is jy Daniel? Dit is asof hy skrik en sê, is jy Daniel? Het hy iemand anders verwag? Was Daniel se voorkom dan so dat hy, miskien was Daniel kort van persoon en hy het gedink is 'n reuse man. Because die dinge wat die man gedoen het, is so groot dat dit moet 'n groot man is wat hierdie dinge kan doen. Maar toe hy inkom, toe vra hy, is jy Daniel? As die koning dan nou verbaas dat hy hoor, die is Daniel. Die is die man wat die koning Nebukadneser se droom uitgelei het. Wat maak hom so 'n verbasing omtrent Daniel? Die Bybel sê nie regtig wat hy van Daniel gesien het nie. Maar wat my opgeval het, is wat hy sê, ek het gehoor van jou. Baie kere hoor mense iets van jou. Somtyds, kom ek sê 50% die waarheid en 50% leens. Of 50% die waarheid met 'n stertjie aangelas. En toe hy vir Daniel sê, ek het gehoor van jou. Jy is 'n man wat nie maklik beïnvloed word nie. Because toe die koning vir Daniel inbring, toe sê die koning vir hom, die wyse manne kon nie die ding uitlei nie. Is jy beter as hierdie wyse manne? Sal jy vir my kan beter informasie gee omtrent die, terwyl die wyse manne dit nie kan uitlei nie? Hy sê, ek gaan vir jou 'n purperkleed gee. Ek gaan vir jou 'n ketting om jou nek gee. Ek gaan vir jou promote of verhoog na die 3de hoogste posisie in my koninkryk. Maar hoor die Daniel sê, o koning, hou maar jou gawe vir jouself. Ek gaan nie omgekoop word om te sê wat die Here nie gesê het nie. Ek gaan nie omgekoop word om in jou guns te wees nie. Ek gaan net sê wat die Here wil hê ek moet sê. Hou maar hy ketting, hoor jy, hou maar hy posisie. Because ek weet, Daniel het dit nie gesê nie, maar hy sê, ek weet, ek gaan terug. Ek is net tydelik in Babel. Ek gaan terug na my vader se huis toe. Ek is nie hier vir posisie nie.
Ek is nie hier vir goud en silwer nie. Ek is nie hier vir accolades en 'n pet op die skouer nie. Ek is hier om vir jou te sê wat die Here sê. En toe Daniel die koning se uitlê wat die Here geskryf het teen die muur, toe besef hierdie koning met wie hy regtig te doen het. Hy begin weer te sê, jou pa het gesien, jy het gesien wat het die Here met jou pa gedoen. Maar jy val in die very strik wat jou pa gestel het. Jy het nie geleer, jy het nie bekeer om te sien dat jou pa het gras geëet soos 'n dier, omdat hy hoogmoedig geword het teenoor die Here. Maar die belangrikste ding vanmôre wat ek aan u wil oordra, geliefdes, hoe sien die mense ons wanneer hulle na ons kyk? Wat het die mense gehoor van ons? Because mense het iets gehoor. Ek het 1 jaar, baie jare terug was ek as 'n jong man gewerk in Danswarts. En ons het verskillende departemente gehad. En hierdie dag, die departement van hierdie mense het nie opgedaag by die werk nie. En ons manager word gevra van een van die ander managers, kyk, ek het 'n tekort aan mannekrag, so kan jy nie 1 of 2 van jou manne net release om my te kom help nie. En hy kyk so oor die masjien, ek het die naaste aan die deur gewerk, so ek kon alles hoor wat hulle praat. En toe hy so kyk, toe roep hy vir my, die manager, en hy sê vir my, hy wil hê ek moet op daai masjien gaan werk. Maar die manager van daai departement het my so gekyk, en hy sê vir die man, nee, ek wil nie vir hom hê nie. Hy sê, dis my beste werker, waarom jy wil nie vir hom hê nie? Hy is nooit afwesig nie, hy is nooit laat nie, hy is altyd op tyd, en hy doen sy werk reg. Hy sê, nee, en die gedagte kom by my toe, Daniel, hy het iets gehoor van my, daarom hou hy nie van my nie. Hy het al mense tegengekom wat nie van jou hou nie, maar hy het nooit gesien nie. Hulle het nooit met jou geïnterek, hulle het nooit met jou gesprek gevoer, hulle het nooit rede gemaak om te kyk wie jy is nie, maar hulle like jou nie. Want iemand het iets gesê omtrent jou, dank die Here, iemand het iets gesê omtrent Daniel wat goed was, want toe hy vir Daniel roep en sê, ek het gehoor van jou. Jy as 'n man wat die gees van God in jou binneste het, is hy nie 'n mooi getuienis as mense van jou praat nie. Jy is 'n man wat die gees van God in jou het. Jy's 'n man wat liefdevol is. Jy's 'n man wat nie terug staan om mense te help nie. En hoor jy wat mense sê, gaan na daai man toe, daai man gaan jou help. Gaan na broer Aldien toe, hy gaan jou help. Hy staan nie terug nie, as hy gaan jou help, moenie twyfel nie, hy gaan jou help. 'n Goeie getuienis van iemand wat oorgedra word. Maar toe Daniel inkom en die koning is so verbaas en vir Daniel so op en af kyk, is jy die Daniel wat hulle van praat? Is jy die Daniel wat drome uitleg? Is jy die Daniel wat wysheid het om knope los te maak? Maar hoor jy, daar's een ding omtrent Daniel, het jy sy eie Bybel geblaas nie. Jy kry mense in die lewe wat sy eie Bybel blaas. Ek het ander dag, toe hoor ek die een persoon sê, laat ek die tieners vir julle opneem, because wanneer ek praat, dan maak mense hulle hande oop en hulle sakke los. Moenie jou eie Bybel blaas nie, laat iemand anders 'n getuienis lewer van jou goeie werke. Because toe Daniel voor die koning kom, die koning voel, ek wil hom beloon wat hierdie ding gaan uitleg. Daniel sê, ek is nie hier vir bribes. Don't try and bribe me. Ek is van die waarheid, ek is vir regheid, en ek is die persoon wat jou gaan sê net soos die ding is. Hy sê, die wyse manne kon dit nie uitlei nie. Sal jy dit kan uitlei? Dit is asof hy die vraag wat hy vra. Dit is asof hy wat Daniel vra, waar jy geleer om drome uit te lê? Waar jy geleer om visioene te ontrafel? Waar jy geleer om riddels te kan, om knope los te maak? Waar jy geleer? Daniel het in die huis van sy pa
en sy ma geleer. In die huis word gebid as daar probleme is, ons beklei nie, en ons gooi nie die vensterstukke nie, en ons maak nie geraas nie, en skel mekaar nie. Ons gaan ons probleme na die Here toe vat, en die Here bring die probleme. En met daardie gesindheid het Daniel, Shadrach, Meshach en Abednego gegaan na ballingskap toe. Moenie vergeet wat jy in jou ouerhuis geleer was, want dit gaan jou help. Wanneer jy op varsity kom, jy kry te kampe met mense met allerhande ideale en drome. En as jy nie sterk genoeg is nie, gaan mense jou oorreed om hulle ideale en drome te volg. Maar as jy sterk fondasie, ek wil dit sê, daar was 'n sterk fondasie in Daniel en sy vriende gelê. Toe die koning sê, ek gaan hierdie beeld oprig, en bewaar jou siel as jy nie buig voor hierdie beeld nie. Ek gaan vir jou in die vuuroond gooi. As jy nie gaan buig nie, omdat hulle geleer het wie die ware God is, omdat hulle in die huis van hulle ouers geleer het wie die God van Abraham, Isak en Jakob is, kon hulle geen ander ding vind as om te sê, nee, ons gaan nie buig nie. Hoor jy, ons word uitgedaag, geliefdes. Ons kinders word uitgedaag en uitgedaag deur die duiwel, om aan die tafel van die duiwel. Hy berei 'n tafel voor. En hy sien, hy wys hoe die aanloklike dinge van die wêreld, hoe lekker dit gaan in die wêreld. Hoe goed en voorspoedig die kinders van die wêreld is. Hulle ry al dierkarre, hulle bly in groot huise, hulle het groot salarisse wat hulle verdien. En dit is die tafel wat hy skilder vir ons kinders. En met die gevolg word ons kinders weggevoer. Maar hoor jy dit wat hy vir jou 'n prentjie van skilder? Wys hy nie vir jou dis tydelik. Is 'n tydelike ding wat hy hier vir jou skilder. Die ewige ding. Die Here het geen ander rede gehad om hierdie kinders in die vuuroond te beskerm as die besluit wat hulle gemaak het. Hulle maak 'n besluit. Hulle sê, ons kom uit 'n godsdienstige huis uit. Ons kom uit 'n huis uit waar die Here geprys was, en as daar nie brood is, het ons die Here vertrou vir brood. As daar nie geld is vir lettriek, het ons die Here vertrou vir lettriek. Hulle kom uit daai agtergrond, uit godsdienstige agtergrond. En hoor jy, toe hulle in die paleis kom, die weelde van die paleis het nie hulle mindset verander nie, because hulle was gegrond in dit wat hulle geleer was. Die lekker kos en die goeie klere wat die koning hulle aanbied, het nie gemaak dat hulle gedagte verander omtrent die Here nie. Hoe baie mense se gedagte word verander wanneer die Here hulle seën en hulle word buitengewoon verhoog. Dan verander hulle gesindheid teenoor die Here. Hulle verander hulle gesindheid en hulle compromise die woord van die Here, because hy wil nou saam met die elite vriende beweeg. Hy kyk nie meer na die arm familie waarin hy saam groot geword het. En hoor jy vlieg nou net, as jy net hoor as die man in Dubai, as jy net hoor as die man in Australië, as jy net hoor as die man in China, hulle verander hulle gesindheid teenoor die Here. En 'n man het ander dag toe hulle hom vra, hoor jy, help my man asseblief, ek kan nou nie vir hierdie man groceries koop nie, help my man. After all, jy is my broer. Toe sê hy, man, ek het self gesacrifice om te kom waar ek is. Not realizing is die Here wat jou oprig. Hy sê van Nebukadneser, hy is die God wat konings aanstel, en hy gaan ook die God is wat die koning afbring. Wat sê die mense wat hulle na ons kyk? Sê, ja, waarlik, die is 'n man van die Here, of daai man, daai man. Wat het hulle gehoor omtrent ons? Because ek vat dit altyd so. 'n storie het twee kante. En wanneer jy die een kant van die storie hoor en glo, het jy 'n verwronge konsep omtrent die persoon wat jy van gehoor het.
Mag die Here ons help, dat ons soos Daniel 'n goeie report sal kry van die mense. John MacArthur het hierdie woorde geskryf. Take a look at your life. Be careful how you live. You might be the only Bible some people read. Mense in die wêreld lees nie die Bybel nie. Hulle het nie tyd om die Bybel te lees nie, alhoewel hulle sê die Bybel is op die phone. Hulle het nie tyd in hulle besige skedule om die Bybel te lees nie. And do you know wat lees hulle? Ons as Christene se lewe, as hulle na ons kyk, dan kyk hulle en ons is hulle Bybel. Daarom hoor jy sommige van hulle sê, as die Here dien so lyk, dan wil ek nie die Here dien. Because hulle kyk na ons, en daarom sê hy, be careful how you live. You might be the only Bible some people read. En omdat hierdie mense, geliefdes, in ballingskap, ek het altyd gewonder, waarom het die Here vir hierdie 3 manne saam met Daniel Babylon toe laat weggaan? Sommige kere, as 'n mens die Here dien, verwag jy nie probleme en swaar kry en tekortkominge nie. Jy verwag nie sulke dinge nie. Maar hier is 3 kinders onskuldiglik weggevat van hulle ouer huis af. Uit 'n godsdienstige huis. Die kultuur was aanvaarbaar, dit was lekker, dit was goed. Maar hoor jy, all of a sudden overnight word hulle weggevat uit Juda, uit Israel, uit Jerusalem, en hulle word in 'n kultuur geplaas waar die Here nie gedien word. Hulle is in 'n vreemde kultuur, vreemde gewoontes, vreemde gode wat aanbid word. Hulle is in die middel van hierdie tragedie. Waarom het die Here hulle daar geplaas? Sodat die Here sy krag kon wys aan die wêreld. Nebukadnesar het gedink hy is die persoon. Hy het al hierdie dinge bekom net om seker te maak die Here het vir hom gehelp. Die Here wil einde van Israel tigtig. Daarom het hy van Israel ballingskap toe gebring. Is niks met Nebukadnesar se goeie dinge of sy goeie vegkuns. Die Here het hulle ingebring in ballingskap om hulle te dissiplineer en te tigtig. Toe die tyd om is, toe sê die Here vir hulle, nou gaan julle huis toe. En nou gaan julle gaan leer om die Here te dien. Toe die koning hoor is Daniel, toe sê die koning, ek het gehoor dat jy 'n persoon is wat nie doekies omdraai met die waarheid nie. Ander man het ander dag gesê, jy kan nie plaaster aan 'n gesonde vinger sit nie. So, as hy vinger seer is, dan ja, moet nie sugarcoat nie, en 'n plaaster aan sit nie. Maar Daniel sê vir die koning, wat dit beteken, die Here sê, hy het 'n einde gemaak aan jou koningskap. Hy het jou einde jou koningskap vertel, en hy het 'n einde daaraan gemaak. Jy het gedink, deur die Here te terg, deur hierdie gode te aanbid, deur hierdie koper en silwer voorwerpe te vat, en die Here te terg, deur daaruit te drink, dat die Here is so jou God wat jy aanbid. Jy het gedink die Here is so die God van klip wat jy hoor nie. Jy het gedink die Here is so die God van goud wat jy hoor nie. Die Here het jou gehoor, en die Here het jou gesien, en die Here sê vir jou, daar is 'n einde aan jou koningskap. Die einde van hy hoofstuk, toe sterwe die koning, geliefdes. Hy het nie 'n geleentheid gekry om reg te maak nie. Maar toe sterwe die koning. Ek weet nie, was hy nog onder die invloed van drank, terwyl hy gesterf het, of die drank sommer onmiddellik, toe hy die handskrifte in die muur sien. Nigter geskrik, sê broer. Die Bybel sê sy knie het so teen mekaar gekap. Imagine, die einste 1000 maghemmers kan jou nie help nie. Die mense wat jou so aangehit sit om die dinge te doen, hulle kan jou nie help nie, because almal staan een kant en kyk. Ek dink almal is wit geskrik.
koningskap is van jou weggeneem en jy sal sterwe. Die derde dink omtrent hierdie koning. Geliefdes, ek het gesê, hoe kan jy partytjie vier terwyl daar oorlog reg op die stoep? Hoe kan jy die heilige voorwerpe van die Here gaan haal en drink, jy ontheilig die heilige voorwerpe van die Here? Die derde ding wat hy gedoen het, geliefdes, hy gaan spot en hy sê ook vir die Here, ek gaan eerder hierdie goue voorwerpe aanbid voordat ek die ware God aanbid. En wanneer jy die Here jou God, die Bybel sê in Exodus 20, jy moet die Here jou God dien en hom alleen. Jy mag geen ander gode aanbid nie. Maar hierdie man kom by voor 'n stuk goud. 'n stuk goud en hy maak die goud sy afgod. Geen wonder toe die Here die Israeliete uit Egipte land uitbring en hy roep vir Moses op die berg. Toe Moses op die berg is vir 40 dae, toe kom die eerste Israeliete en hulle vat die goud en hulle smel die goud en hulle maak 'n goue kalf en hulle dans al om hierdie kalf. En hulle sê die kalf wat ons uitgebring het, die kalf wat ons weer sal inbring. Toe sê die Here vir Moses, gaan af, want kyk wat doen jou volk. En Moses het die tablette, waar die 10 gebooie opgestaan, geskryf was, stukken gegooi. En nou kom buig hierdie koning voor dieselfde goud. Ek weet net hulle voorwerp gemaak of het hy net 'n stuk goud gehad, maar hy sê ons drink op die afgod van goud. Wat my verbaas is wat hy sê ons drink op die afgod van klip. Mag die Here ons help, geliefdes, dat wanneer mense van ons praat, goeie dinge sal wees. Indien hulle nie goeie dinge van ons praat, let us try our best, dat ons ons beste probeer om 'n voorbeeldige lewe te leef. Want wanneer daar gepraat word, wanneer mense iets van ons hoor, dan moet hulle net goeie dinge hoor. Jy hoor ook mense sê, ja, daai man is 'n goeie prediker, maar hulle het iets gehoor, maar baie jare terug het die pastoor ons vertel, toe hulle jong tot bekering gekom het, toe en die man het tot bekering gekom, maar die vrou was baie toe nog nie bekering. Die vrou wou nie gehad dat hy moet regtig diens toe gaan. En elke keer as die man hom klaarmaak om diens toe te gaan, dan het die vrou 'n probleem gehad en so erg was dit, dat sy soms water gevat, maar het sy gewas het vuil water in die skorsel en gooi sy dit nie uit nie. As die man net meen, hy gaan hom uitgaan, dan gooi sy hom nat met die vuil water. En die man het so kwaad geword, indien wat die man so die Here dien, het die man op 'n dag die vrou geslaan. En die vrou hardloop na die pastoor toe en sy sê, ek wil net dat julle moet kom hoor wat doen julle broer. Kyk hoe lyk my oog, want die oog was nog blou. Wat doen julle broer? Mense het gehoor, die man is 'n goeie prediker, maar hy slaan sy vrou. Hulle het nie die agtergrond geken nie. En geliefdes, laat ons versigtig wees hoe ons lewe. Die wêreld hou ons dop. Jy sal nooit besef hoe mense jou dop hou nie. Eendag is ons op pad konferensie toe. Die Vrydagoggend konferensie begin, wanneer die aand en was iewers in vereniging erfdeel. En terwyl ek nou klaar maak, toe vind ek het my band vergeet. Ek gaan sommer by Lenten Pepstos in en ek gaan vir my 'n band gaan koop, because my band is by die huis, ek gaan mos nie nou worry met dit. My band gaan ek kom kry terugkom. Toe by Pepstos inkom en kyk, toe kom daar 'n meisiekind in. En hy meisiekind kyk my so, sy sê vir my, pastoor,
ek weet waar hoe jy diens in Ramaphosa. Die heilige holidays is jy nie in die kerk nie. Hoekom is jy nie in die kerk nie? Dis moet die heilige holidays, hoe is jy nou in die kerk nie? Ek sê bro, ek is op pad kerk toe. Sy sê, is al 11 uur, die kerk is al lang aan, die mense kom al uit, jy is nog hier so. Ek sê bro, ons gaan konferensie toe, ons konferensie begin 5 uur. Sy sê, no. As sy nou met die storie loop, dan het die mense iets gehoor van my, maar hulle het nie die agtergrond verstaan, waarom ek 11 o'clock nog in Jamestown was nie. So, elke een van ons het 'n storie wat mense weet van nie. En mense soms neem die stories en las 'n stertjie aan. Daarom hoor jy ander mense maak die stelling en sê, as hy die Here dien, dan sal ek nooit die Here dien. Kom, wys my, jy kan die Here beter dien. Is maklik om vinger te wys, is maklik om te praat. Kom, wys my, jy kan die Here beter dien. Terwyl jy nog buite kan staan en vinger wys, sal jy nie verstaan wat ons deurmaak, wie die Here dien. En so wil ek die vanmôre bemoedig, geliefdes. Wees versigtig hoe ons lewe. Jy mag net die enigste Bybel wees wat mense lees. Amen. Die Here seën die Vader, ons vriend. Baie dankie uit die lewe van Daniel, Here, en Belsasser het ons geleer vanmôre, Here, dat U is die God wat alles ken, U weet alles. U vir Daniel beskerm, Here, en so glo ek U sal vir ons ook beskerm. Waar ons, Here, U gefaal het en Here opgetree het in 'n manier waar mense afgeskrik was en nie die Here vanmôre wil dien. En ek vra dat U ons sal vergewe en help ons, Here, dat ons voorbeeldig sal lewe. Nie om deur mense gesien te word nie. Nie, Here, om deur mense gelyk te word nie. Maar, Here, omdat ons U verteenwoordig op die aarde. Ons is immers daar, Here, gesandte van U, die heilige God van Israel. Gee ons krag en gee ons genade, dat ons in 'n manier sal wandel op hierdie aarde, dat U verheerlik sal word, dat U geprys sal word, dat U, Here, geaanbid sal word. Waar ons U teleurgestel het, weer eens vra ek dat die Here ons vergewe. U woord sê ook, Here, as daar is wat die kleintjies van my laat struikel. Ons wil nie struikeling veroorsaak deur ons lifestyle in die Here. Ons wil nie struikeling veroorsaak deur ons optrede en ons woorde nie. Maar, Here, help ons, terwyl ons vanmôre, Here, agterkom. Ons is mense wat U kan veil. Ons stel U te leer, maar, Here, help ons om nie in ons foute te bly, maar, Here, beter te kan wees, wat ons gister nie kon gedoen het. Help ons om vandag te kan doen. Ons bid dat die Here ons sal maak instrumente, Here, van vrede, instrumente van liefde, waar daar nie, Here, vrede in die atmosfeer en in die huise is, dat ons sal inkom en vrede sal bring, in die naam van Jesus Christus. Baie dankie, Here. Amen. Die Here seën U, geliefdes, baie dankie dat U gekom het. Ons is Dinsdag aan by ons gebedssessie. Ons gaan in Saliestraat wees. Is dit Salie net brood? Julle huis. Ja, omdat dit nou so koud is, gaan ons vir nou by die huise wees. Amen. Die Here seën U. 7 o'clock, we'll see you Tuesday night. Die Here seën U. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. En nou mag die genade van God en die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van sy Heilige Gees met U seën bly. Wil die Here kom om te kom aan wat sy is. Amen.